Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se erediens. My hoop en my gebed is dat ons die teenwoordigheid van God sal beleef deur die loop van ons erediens vanoggend. Maar voordat ons enigsins deur ons liturgie gaan en die Here loof en prys en hom dank en eer bring met ons gebede, ons skriflesing en ons liedere, wil ek net 'n paar afkondigings vir u voorhou oor wat aan die gang is in ons gemeente. In die eerste instansie wil ek vra, as jy enige nuwe lidmate is, nuwe mense in ons gemeente en julle wil graag deel word van ons gemeente, hier sal iemand na die tyd hier in die liturgiese ruimte beskikbaar wees om net jou persoonlike besonderhede te kry, sodat ons by jou 'n draai kan maak en net uitvind wat jou spesifieke behoefte is. Daarmee saam, ek weet vir 'n klompie van die mense in die gemeente is die versoek wat ek nou van vra, so klein bietjie hoë graad, maar om so meer mense as moontlik te bereik, is dit belangrik dat ons subscribers sal kry vir ons nuwe YouTube kanaal. So, dis maklik. Julle sal sien vanoggend het daar 'n woord vir die week deurgegaan op ons WhatsApp groep. Gaan kyk die video en dan net onder die video gaan jy so 'n duimpie sien en so knoppie reg langs die duimpie wat sê subscribe. Klik op subscribe en klik sommer ook op die duimpie. Dan het jy van die video gehou en jy sal in die toekoms dan nou ook 'n notification kry dat daar 'n nuwe video van ons gemeente op YouTube is. Alternatief, as jy wil, gaan op YouTube en dan tik jy net NG College Park in en dan sal hy jou soontoe vat en dan gaan die subscribe knoppie sommer reg langs die naam van die kerk staan. So asseblief, ons is op die boeke 400 lidmate, so ons moet seker so 400 subscriptions kry op ons YouTube channel. Dan, as dit te moeilik is vir jou om op YouTube te kom, word deel van ons kerkraad asseblief. Dis baie makliker en baie eenvoudiger. Ons volgende kerkraadsvergadering is die 5de Augustus en ons wil graag 'n klomp name reg hê om voor te stel daardie kerkraadsvergadering. Tot op hede het nog niemand my gekontak en vir my gesê hulle wil deel wees van die kerkraad nie. Asseblief, praat met die Here, vind uit of die Here jou roep, maar ons het mense nodig op ons kerkraad. Dan ons Inside Out kamp, dis 'n kamp wat 'n klomp gemeentes in die omgewing reël, om net ietsie lekkers as 'n gemeenskap, 'n groot makrogemeenskap van geloof, wat ons vir ons kinders wil aanbied. Daar sien julle die tye en die datums en net hierso aan die linkerkant sê ons hoeveel dit kos. Dis R400 per kind, maar as jy dit nie kan bekostig nie, asseblief moenie dat dit jou weerhou om die kamp by te woon nie. Ons kan altyd 'n plan maak. Dan ons Help Lift projek is besig om waspoeier in te samel. Daar het 'n video rondte gedoen, maar my baba is in die hospitaal, so ek is nie regtig heeltemal op hoogte wat met Help Lift aan die gang is nie. En dan natuurlik ons Emmer projek is op volstoom en aan die gang. So as jy enige kruideniersware wil skenk, asseblief kontak vir Annetjie of jy kan na die diens sommer met Jack gesels. Dan op ons gebedslys dink ons aan Letitia Bierman, Tannie Fransie, hulle is nou vir so rukkie Jeffreys Baai toe na 'n skoondogter wat baie mooi na Tannie Fransie sal kyk. Goeie nuus is Tannie Fransie is helder, sy is aan die gang. Ek dink as dit nie vir haar been was nie, het sy al die Comrades gehardloop met hierdie nuwe hartstent wat sy gekry het. So dit is regtig
dit gaan baie goed met haar. En dan dink ons aan Etta van Biljon se familie, oom Ben en Louise, oom Ben van Biljon se vrou, Louise se ma, wat in die week oorlede is. Gister was die gedenkdiens gewees. Ons dink aan Anne Olivier se familie met daardie tragiese nuus. En dan dink ons dan ook natuurlik aan ons eie klein dogtertjie wat vanoggend gedoop sou word, maar weens omstandighede ons toe nou besluit het, kom ons stel net die doop uit om seker te maak sy is gesond. Goeie nuus is, sy is ontslaan. Dit gaan so goed soos wat dit kan gaan op hierdie stadium. Die virus is nog nie heeltemal uit nie, maar ek dink nog so 'n week se medikasie en sy behoort dan haar ou self te wees. Daarom glimlag sy weer vir my, so dit beteken sy is besig om gesond te word. Dan Chris de Bruin het ek toe nou ook so vinnig via die grapevine vanoggend uitgevind, gaan môre vir 'n operasie, en dis die heup of die knie of die rug. Ekskuus, ek moet net so vinnig deur my checklysie gaan. Chris, ons glo en vertrou en ons weet dat die Here saam met jou die pad stap, dat hy bekwame dokters en bekwame chirurge en bekwame verpleegsters oor jou pad stuur en dat alles goed sal verloop. Dit was te vinnig, julle moes my, want ek wou 'n draai kom maak en toe sê julle nee, dis nog ver weg. En nou sit die môreoggend. Baie sterkte. Ons bid die Here se rykste seën. Dan kom ons doen net gou eers die verjaarsdag. Die 7de Julie môre verjaar Rina Botha, Christel Daniel, Lappies Labuskaghni, die 8ste verjaar Una Janse van Vuren, die 10de verjaar Nana de Koker. Jy was in die konsistorie, maar nou het jy verdwyn. Wat daar's jy? Nana de Koker en Pieter Poeth, die 11de verjaar Sandra Higu, ekskuus, Marlene Janse van Rensburg, Eugene Prins en Attie Swart, en dan die 12de Julie verjaar Willem, is dit Kutse of Kotse? Kutse. Het ek 'n spelfout gemaak? Daar kort 'n E. Ekskuus Willem. Baie geluk met julle verjaarsdag. Ons glo en vertrou dat die jaar wat voorlê geseënd sal wees en dat julle die teenwoordigheid van die Here ryklik sal beleef in hierdie nuwe lewensjaar wat voorlê. Voordat ons aangaan met ons liturgie, is daar nou ook van die gemeenskapforums ook 'n versoek deurgebring. Daar is 'n gemeenskapvergadering vanmiddag 3 uur hier in die veld net hier voor die kerk, Hagenstraat se veld. Net om, klaarblyklik is hulle besig om studentebehuising hier in hierdie einste blok op te rig en ons as 'n gemeenskap wil net saam staan en teen dit werk. So asseblief, al bly jy nou nie mee in die omgewing nie, kom ondersteun ons. Ons het 'n babatjie in die pastorie, ons wil graag nie studente hier in ons midde hê nie. Hulle is welkom in die kerk, maar ons weet wat doen hulle na ure. So ons wil regtig nie hê hulle moet ons vrede en ons rus kom versteur nie. So asseblief kom ondersteun hierdie gemeenskap waarin ons kerk deel is. Ek wil jou uitnooi, kom ons raak stil in die teenwoordigheid van die Here en vra hom om met ons te wees deur die loop van hierdie erediens. En terwyl jy stil word, vra ek dan nou vir een van ons diakens en een van ons ouderlinge om dan nou vorentoe te kom om 'n kers aan te steek en dan die Bybel oop te maak, en dit sê ons sommer net vir mekaar, die kers simbolies van God se teenwoordigheid hier in ons midde, en die Bybel sola scriptura,
is die fondasie van waaruit ons geloof bou. Ek gee geleentheid. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, hier waar ons in die midde teenwoordig is, kom vra ons een ding. Mag ons deur ons lofsange, mag ons deur ons gebede, mag ons deur ons skriflesings U teenwoordigheid tasbaar aanvoel. Mag U ons moe en leë bekers kom vul en ons inspireer vir die week wat voorlê, sodat ons die evangelie kan uitdra in die wêreld daar buite. Hemelse Vader, U weet wat in ons gemeente se harte aan die gang is. U weet wie gebed die nodigste het en kom vra ons, Here, dat U hulle sal kom toevou en sal kom ondersteun in hulle tyd van nood. Vir diegene wat verjaar, kom bid ons U rykste seën oor ieder en elk van Here, dat hulle U teenwoordigheid in hierdie nuwe lewensjaar elke liewe dag sal beleef en ervaar. Hemelse Vader, ons vra hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U lief is vir ons, omdat U genadig is teenoor ons, en omdat U ons hier by mekaar geroep het. In die groot en heilige naam bid ons dit. Amen. Ons nader tot die Here met die bekende vonklied, Wees stil, want die Heilige is hier. Ons sing hom as 'n gebed net so sittend. Want die Heilige is hier in ons teenwoordigheid. Kom buig nou voor hom neer met eerbied en ontzag. Erken sy heiligheid en sy geregtigheid. Wees stil, want die Heilige is hier in ons teenwoordigheid. Wees stil, want die heerlikheid van God skyn oral rondom ons. Hy is met eer gekroon, met mag en majesteit. Hy kom straal helder lig, 'n glans wat als verlig. Wees stil, want die heerlikheid van God skyn oral rondom ons. Wees stil, want die Here God van mag is werksaam om ons heen. Hy neem ons sonde weg, genees ons grootste seer. Niks steek die Gees se werk, of kan sy krag beperk. Wees stil, want die Here God van mag is werksaam om ons heen. In Jesaja 41 vers 10 vind ons die volgende woorde.
Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie vrees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help en ondersteun ek jou met my seëvierende regterhand. Die God wat ons vanoggend hier byeengeroep het, die God wat vir ons sondes aan die kruis gesterf het, is teen diepste 'n persoonlike God. Is 'n God wat wil weet wat in ons lewens aan die gang is. Is 'n God wat in elke liewe faset van ons lewens wil deel wees. Die goed en die sleg. En daarom, my liewe vriend en vriendin, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees wat hier in ons midde teenwoordig is. Amen. Wil jou uitnooi om op te staan en 'n loflied tot eer van die Here te sing wanneer ons saam sing. Met ons harte sing ons Here van die liefde meer en meer. Staan saam met my en loof die naam van die Here. Met ons harte sing ons Here van die liefde meer en meer. Aan die kruis het U ons sonde als gedra met geen verweer. Juich oor ons verlosser, van ons lasse ons bevry. Ons sal aan die Redder Here, net hy dank ons lewe wy. Met ons monde bring ons Here aan die hulde in ons lief. Aan die kruis het U die losprys vir ons sonde aangebied. Prys, o prys nou ons verlosser, vir ons redding is betaal. U het deur die sterwe, Here, die oorwinning reeds behaal. En 'n koor met 1000 stemme sal ons loflied U besing. U nabye liefde, Here, het nou tes ons omring. Sing oor ons verlosser, prys sy naam ons lewe lang. Ons bly aan U trou, o Here, ons sal U steeds loof en dank. Ek wil jou uitnooi, indien jy jou Bybel vanoggend saamgebring het kerk toe, om jou Bybel oop te maak by seker een van die bekendste gedeeltes in die Bybel, Psalm 23. Nou wanneer ons Psalm 23 lees en wanneer ons Psalm 23 in ons eie lewens wil verstaan, moet ons eerstens vir mekaar sê, maar weet jy, met Psalm 23 het ons almal op 'n stadium iewers in ons lewens 'n pad mee gestap. Iewers in ons geloofsreis, iewers in omstandighede goed of sleg, het ons hierdie Psalm raak gelees en het hierdie Psalm 'n daadwerklike impak op ons geloofslewens gehad.
Wat interessant is van Psalm 23, en as ons net 'n gewone telling gaan hou van van hoeveel keer Psalm 23 aangehaal is as iemand se gunsteling teks in die Bybel, gaan ons agterkom dat Psalm 23 sy bekendheid eers begin verwerf het hier teen tye van die Tweede Wêreldoorlog en vorentoe. Nou moet ons onmiddellik vir mekaar die vraag vra, hoekom? Wel, ons moet net kyk na die konteks waarin hierdie opwaartse tendens begin het. Die Tweede Wêreldoorlog. 'n Tyd van geweldige haat, 'n tyd van geweld, 'n tyd van onsekerheid wat mense nie eers geweet het wat môre vir hulle inhou nie. En gryp jong mans, die ouderdom van 16 tot en met 20 jaar oud, hierdie Psalm, want hulle gaan nou in hierdie titaniese stryd teen die boosheid, teen die slegheid van hierdie wêreld. En hulle weet, waarskynlik gaan hulle nie lewendig hier uitkom nie. Ek kyk hierso en ek sien 'n klomp mans wat waarskynlik ook Psalm 23 vasgehou het met hulle tyd aan die grens, toe hulle nie geweet het wat môre vir hulle inhou nie. Jonger mans wat dalk in die apartheidsjare daar was met onluste beheer, het dalk ook aan hierdie Psalm vasgehou. Wat ek wil sê, voordat ons enigsins hoor wat in hierdie Psalm staan en voordat ons enigsins verder gaan kyk, elke een wat hier sit vanoggend, insluitend myself, dis ook hoekom ek die teks vir vanoggend gekies het, stap 'n pad met hierdie Psalm. Het 'n bepaalde betekenis wat nooit los sal kan staan van hierdie Psalm nie. En dis my hoop en my gebed vanoggend dat die interpretasie wat ons ter tafel gaan lê, dat dit net jou verstaan en jou emosie en jou gevoel wat Psalm 23 by jou ontwaak, dat dit net dit sal aanvul. Dat jy net sal sê, maar weet jy, ek het nog nooit aan hierdie Psalm so gedink nie. En dit verdiep my verstaan van hierdie Psalm. Maar ons kan dit nie doen sonder die leiding van die Here nie. Ons kan dit nie doen sonder God wat ons help en ons gedagtes, en ek wil so ver gaan as om te sê, ons ore oopmaak, sodat ons ontvanklik kan wees vir wat ons vanoggend lees nie. So ek wil jou uitnooi, kom ons raak stil, en kom ons vra vir die Here se leiding in ons teks vanoggend. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, hier waar ons in die teenwoordigheid by mekaar is, met ons Bybels voor ons oop, by 'n bekende gedeelte wat ons al te goed ken. Kom vra ons, Here, lei ons en leer ons, en mag hierdie Psalm ons bemoedig, mag hierdie Psalm vir ons hoop gee, mag U vir ons nuwe krag gee in hierdie week wat voorlê. Here, gaan saam met ons deur ons skriflesing vanoggend. In die groot en heilige naam bid ons dit. Amen. Ek lees Psalm 23 vanaf vers 1. Die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus. Na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag, hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingang, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is die staf en die stok wat my gerus stel.
U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. U verfris my kop met olie, my beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal terugkeer na die huis van die Here tot in lengte van dae. Tot sover. Ek wil net vir julle sê, dit was nou die interessantste ding wat nou plaasgevind het. Ek is besig om die teksgedeelte te lees en hier word die TV-skerm hier voor my geel. So, as julle gewonder het, hoekom ek net so op so 'n plekkie gestotter het, en toe dink ek, maar ek het nie 'n geel skyfie hier ingesit nie, en toe kyk ek nou maar net om seker te maak, niks het hier verander, hierbo aan my linkerkant nie. Reg. Hoe moet ons Psalm 23 verstaan? Hoe moet ons na Psalm 23 kyk? En ek gaan eerlik vir julle sê, in hierdie week, toe ons nou sien, Hanai begin so 'n snotneusie ontwikkel, en sy begin 'n hoes, en sy begin 'n nies, en so nou en dan begin sy proes. Jy weet, dan is jou onmiddellike reaksie as ouer, ons help, ons ondersteun, ons doen wat ons kan, jy gaan kry die neusproei, jy gaan kry alles wat jy moontlik kan doen om te help, en jy Google, en Google sê nee, jy mag nie Vicks gebruik nie, Google sê nee, jy mag nie hoestroop gebruik nie, Google sê nee, jy kan nie dit doen nie. En dan op 'n stadium, dan gaan sit jy, en jy sit met hierdie 16 weke oue babietjie in jou arms, wat hoes en proes, en jy weet presies wat fout is, en jy kan niks doen nie. Jy kan dalk babietjie omdraai, laat daai slegte goedjies uitkom, maar dit help nie, en dit werk nie, en niks wat jy doen, verander aan die situasie nie. Inteendeel, teen die tweede aand, wat jy elke halfuur wakker word, want sy kry so 'n klein hoesaanvalletjie, besluit jy nee, jy kan nie meer nie. En dan gaan jy dokter toe, en die dokter sê vir jou, nee, jy kan nie dit gebruik nie, jy kan nie dit gebruik nie, jy kan nie dit gebruik nie. En toe ons haar so oopmaak vir die dokter om na haar longe te luister, kyk sy so een kykie na daai lyf, en sy sê, julle gaan nou hospitaal toe. Ons is ouers vir 4 maande. Jy skrik jou agterend weg in daai oomblik. En dan staan jy terug. En dan laat jy toe dat hierdie verpleegsters jou 4 maande oue babietjie vat in 'n vertrek. En hulle sê vir jou, nee, jy mag nie nou saam met haar gaan nie, en ons gaan haar nou seermaak. En ons gaan haar terugbring na jou toe, dat jy haar kan vertroos. Dan staan jy daar vir 10 minute lank, hoe hulle haar steek met naalde, net om 'n drip in te kry, net om 'n aartjie te kry, en jy hoor, dis nie haar ek is honger huil, dis nie haar ek is ongemaklik huil, dis nie haar ek het 'n poefdoek huil nie, dit is ek het seer. Weereens kan jy niks doen nie. En jy is moeg, en jy het vir 2 aande nie geslaap nie, maar jy weet waar jy nou is die beste vir haar. Dan maak jy jou Bybel oop, en dan gaan jy na 'n teks toe wat jy ken. Die Here is my herder. Ek ly nie gebrek nie. As ons Psalm 23 gaan lees, dan kan ons Psalm 23 as te ware in 3 gedeeltes opverdeel. Die eerste gedeelte
ken ons baie goed en verstaan ons baie goed, nê? Dit is die gedeelte wat die boere in ons gemeente baie goed sal ken, want dis die metafoor wat sê die Here is vir ons 'n herder. Die Here is iemand wat na ons basiese behoeftes omsien. Die Here is die een wat ons bystaan. Die Here is die een wat vir ons ondersteun. Die Here is die een wat vir ons in al ons behoeftes voorsien, nê? Groen weivelde, water en dan 'n plek van rus. Dis so mooi en dis so fantasties en dis so goed om dit te sê. Jy weet, die Here sorg na my, die Here kyk na my, die Here ondersteun my en die Here dra my. Maar wanneer 'n mens in daardie onmoontlike situasie geplaas word, wanneer jy jouself in daardie totale onsekerheid bevind, dan kom die onmiddellike natuurlike vraag, maar waar is hierdie groen weivelde? Waar is hierdie waters van rus? Waar is hierdie idilliese prentjie wat vir ons geskets word? En onmiddellik herinner dit my toe aan 'n gesprek wat ek met een van die boere in Villiers gehad het. En toe sê hy juis, in vandag se Suid-Afrika moet ons herders hê om na die skape om te kyk as gevolg van die hoë diefstalsyfers onder skape. En hy sê vir my, Hannes, as ons gaan kyk, is om 'n goeie herder te wees en om 'n skaap te wees, nie hierdie pragtige heuwels van gras en hierdie mooi stroompie wat so vir ons mooi en idillies en perfek lyk nie. Nee, dis 'n herder en 'n skaap wat in die middel van die veld staan. Dalk miskien is jy gelukkig as daar 'n boompie is met 'n dam of 'n put, 'n krop waaruit die skape kan water drink. En as dit koud is soos wat dit die laaste naweek koud is dit nie die lekkerste plek om te wees nie. Jy's blootgestel aan die elemente. Jy's blootgestel aan die koue wind. Jy's blootgestel as die reën val. Jy is kwesbaar in daardie oomblik. En dan besef jy, maar wat die psalmskrywer hier vir ons sê, is God is daar in ons direkte realiteit. God is daar in ons in ons struikelblokke, in ons moeilike omstandighede, in ons uitdagings wat ons elke liewe dag in die gesig staar. Daardie koue wind, daardie veldbrand wat veroorsaak dat jy die skape van die een kraal na die ander kraal toe moet skuif. Al daardie krisisse, die herder is in ons midde daar teenwoordig. En dan kry ons die skakelvers wat ons oorbring na die tweede metafoor toe en wat teoloë nou nogal redeliks ineens is vers 4 die sentrale. Dit is die klimaks van hierdie psalm. Selfs as ek in die donkerste kloof ingang, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is die staf en die stok wat my gerus stel. En van ons ouer lidmate sal sê, maar die ou vertaling lees hom, selfs al gaan ek in 'n dal van doodskaduwee, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my, dit is die stok en die staf wat my beskerm. Nee? Die 1983 vertaling haal sommer daai hele gedeelte uit van dis U stok en die staf. Hy sê net,
en U ondersteun my, U vertroos my, U sterk my by. En is interessant hoe die verskillende vertalings omgaan met dit, want as ons begin by donkerste kloof, dal van doodskaduwee, moet ons vir mekaar sê, ons weet nie hoe om hierdie gedeelte eintlik te vertaal nie. Want wat ons daar het, is 2 Hebreëse woorde wat langs mekaar staan. Mot, mot. Mot beteken dood. Nou, in die Afrikaanse klas het die Afrikaanse onderwyser vir my gesê, jy kry nie die trappe van vergelyking vir dood nie, want as jy dood is jy dood. Jy kan nie meer dood wees as wat jy dood is nie. Maar in Hebreëus kry jy dit. En vind ons dit in hierdie gedeelte. Want wanneer 2 woorde langs mekaar gesit word, is dit in Afrikaans gelykstaande aan die oortreffende trap. Maar kan ons dit nie so in Afrikaans vertaal nie, want ons taalreëls laat dit nie toe nie. So, 'n meer korrekte vertaling sou wees, selfs al gaan ek in die doodste dood, is ek nie bang vir gevaar nie. En daarom, toe ek in my studies Psalm 23 toe nou lees en verstaan, toe sê my Hebreëse professor vir my, Hannes, jy kan nie dit sê nie, jy gaan terug na die ou vertaling toe en gebruik nou maar net daai vertaling, en dis die beste vertaling wat ons het in Afrikaans vir hierdie gedeelte. En is dit toe iets waaraan ek deur die loop van my lewe vasklou, al gaan ek in 'n dal van doodskaduwee. Want die prent wat die psalmskrywer hier vir ons wil skets, is wanneer jou lewe vir jou so voel, dat dit so donker is, dat jy nie jou hand voor jou gesig kan sien nie, is dit juis dan, wanneer ons die teenwoordigheid van die Here kan aanvoel. Is dit juis dan, wanneer ons die Here in ons lewens beginne raak sien. Is dit juis dan, wanneer ons die Here se beskerming vir ons beleef en ervaar. Dit bring my by daai staf en stok. Nee? Hoekom? Vir jare wonder ek, hoekom 'n staf en 'n stok? Dis mos dieselfde ding. Dit is, al twee is lank, dalk miskien is een het so 'n kromming. Weereens in 'n gesprek met 'n boer, toe sê hy vir my, jy kry 'n verskil. Die stok in vandag se tyd sou nou meer 'n vuurwapen wees, nê? 'n geweer wat jy by jou hou om die skape te beskerm van byvoorbeeld 'n beer, 'n jakkals of 'n luiperd. Ek dink nie daar was beere in Palestina nie, maar in elk geval. Jy het iets nodig om die skape te beskerm. Maar jy het iets nodig ook om hulle te kan ondersoek, om hulle te stuur en hulle te lei. Nee, en dis waarvoor die staf daar is. Om die skape te sê, nee, julle moet nou bietjie meer na regs gaan, of nee, julle moet nou links gaan. Ja, dit. En dan nou om te kyk, maar daar's iets fout met hierdie skaap se been. Trek die skaap nader, ondersoek die skaap, kyk wat is fout. Gee medisyne in Palestina, in die tyd van die psalmskrywer sou hy nou nie medisyne gegee het nie, maar om seker te maak dat al hierdie skape saam beweeg teen alle tye, sodat die hele trop beskerm kan word. En dit is waar ons rus ingesetel is. Dit is wat die psalmskrywer vir ons wil sê.
Ons moenie onsself bekommer oor die onsekerhede van môre nie. Ons moenie onsself bekommer oor die stres van die dag wat op ons pak nie. Want ons weet in wie se hande ons kleintjie is. Ons weet in wie se hande ons lewens is. Ons weet dat daar iemand is wat oor ons wag hou en oor ons kyk en seker maak dat ons veilig is en seker maak dat hy by ons is. En dan draai die Psalm. U dek vir my 'n tafel vir die oë van my teenstanders. Natuurlik. As jy die wêreld as 'n dal van doodskade weer beleef, dan is daar hierdie behoefte van geregtigheid. Is daar hierdie behoefte om te sê, maar weet jy, die Here beklei vir my. Die Here is saam met my in hierdie stryd wat ek aanvoer. En is die psalmskrywer nou juis besig met dit, sê hy vanoggend in hierdie teksgedeelte, maar weet jy, U seën my, U dra my, U dek hierdie tafel voor die oë van my teenstanders, U verfris my kop met olie, my beker loop oor. Die seën wat ek van U ontvang is meer as wat ek kan begryp, beleef of ervaar. En dan die gedeelte wat pastore en predikante deur die eeue heen dan nou aangryp by al wat 'n begrafnis is. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe en ek sal terugkeer na die huis van die Here tot in lengte van dae. Nee, daai pragtige tannie so en so is nou by die huis van die Here. Sy is nou veilig, sy het nou vrede, sy het nou rus, sy is nou by hierdie idilliese prentjie wat ons vir mekaar geskets het, wanneer ons praat van die Here is 'n goeie herder. Maar dit was nie die oorspronklike bedoeling van die psalmskrywer nie. Ons moet verstaan, vers 6 se bedoeling is geskryf in 'n tyd waar die tempel die plek was waar die Israeliete die teenwoordigheid van die Here kon beleef en ervaar het. Hulle het nie die uitstorting van die Gees gehad nie. Hulle het nie een of ander die Gees gehad wat binne hulle gewoon het om vir hulle te sê, maar weet jy, die Here se teenwoordigheid is by ons in al ons omstandighede. Nee, hulle moes fisies na die tempel toe gaan om die teenwoordigheid van die Here te kan beleef en ervaar. En sê die psalmskrywer, maar omdat U my so seën, omdat U saam met my die pad stap, omdat U my beskerm, omdat U voorsien aan al my basiese behoeftes, het ek nou net een begeerte in my lewe. En dit is om U teenwoordigheid te beleef. Is om U elke liewe dag in my lewe te ervaar. En bring dit my dan nou vanoggend by my vraag. Want te midde van al hierdie dinge wat met Hanai gebeur het in hierdie laaste week, bevind ek myself op 'n stadium wat ek op die bank gaan sit het en net vir myself gesê het, ek is nou moeg. Begin van die jaar met 'n hoogswanger vrou getrek, babietjie 'n week te vroeg gekom en nou nog die ding. Ek is nou klaar. Ek het nou vakansie nodig. Ek het nou rus nodig. En soos wat ek daar sit, kry ek die Engelse praat van hierdie epiphany, nee, hierdie, hoekom het ek nog nooit so daaroor gedink, oomblik nie.
van Manus, van dat ons hier aangekom het in College Park, van dat aan hy gebore is, doordat sy nou in die hospitaal opgeneem is, het jy die heeltyd staat gemaak op jou eie krag. Het jy die heeltyd staat gemaak op jou eie vermoë. Het jy die heeltyd staat gemaak op wat jy kan vermag. En kom sê Psalm 23 vanoggend vir ons, moenie. Neem die tree terug en sê, Here, doen jou ding, want ek kan nie. Here, neem beheer, en ek het nie krag nie. Here, gaan my vooruit, want ek weet nie wat voor lê nie. Vat dit jou krisis weg. Vat dit daai onsekerheid weg. Vat dit daai wonder weg van, doen ons nou die regte ding? Nee. Maar, jy weet, soos jy weet, die Here se wil sal geskied. Maak nie saak hoe jy daarna kyk nie. En bring dit my by hierdie woorde van Spreuke 3 vers 5 wat ons al vele kere in hierdie jaar gehoor het. Vertrou op die Here met jou hele hart. Op jou eie insigte moet jy nie staat maak nie. Wat bedoel Salomo wanneer hy hierdie woorde sê? Hy sê net dood eenvoudig. Sit dit waarmee jy sukkel. Sit die uitdaging wat jy in die gesig staar. Sit dit wat nou te veel is vir jou by die voete van die Here. Want hy is ons bron van rus. Hy is ons toevlugsoord. Hy is die een wat vir ons vrede sal gee, wat alle verstand te bowe gaan. Wil ek nou vanoggend vir jou daai geleentheid gee, vir 'n oomblik, om net stil te raak in die teenwoordigheid van die Here, en Psalm 23 op 'n ander manier in te neem. Om hierdie pragtige jeugsangbundel lied wat ons ken, te bid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Kom ons bid saam. Die Heer is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Baie diep haal hy my uit. Baie diep haal hy my uit. Hy plaas my voete op 'n ewige rots. Baie diep haal hy my uit.
breek nie, hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar Jesus lei hy my heen, na waters waar Jesus lei hy my heen, baie diep al hy my heen, baie diep al hy my heen, hy plaas my voete op 'n ewige rots, baie diep al hy my heen. Psalm 62 verwoord dieselfde as wat ons gelees het in Psalm 23. Vind rus by God alleen my siel, wat op hom is my hoop gevestig. Net hy is my rots, my verlossing, my toevlugsoord. Ek sal nie wankel nie. Wil vanoggend vir jou die vraag vra wat ek vir myself gevra het. Wie is jou rusplek? Waar vind jy jou rus? Is dit jou eie vermoë of is dit in die Here? Amen. Ek gee geleentheid vir die diakens om die offergawe op te neem en terwyl hulle dan nou besig is, het ons besluit om 'n oomblik van refleksie in te bring in ons eredienste waar die Gees vir Rika inspireer om 'n lied te speel van haar keuse wat 'n samevatting is van ons teksgedeelte vanoggend. So ek nooi jou uit, dink na oor dit wat ons nou net gehoor het. Ons sluit dan nou af deur om vir mekaar te sê, ja, my rus is in God alleen. My vrede ten spyte van my omstandighede, ten spyte van die dinge waardeur ek gaan in my lewe, weet ek, God is by my. Hy voorsien waar nodig. Hy ondersteun waar nodig.
Hy dra waar nodig. Kan ons dan nou saam staan en vir mekaar sê, maar in God is vreugde, in God is liefde, in God is alles wat ons ooit sal nodig hê. Wil ek jou uitnooi om dan nou op te staan en jou geloof te bely wanneer ons saam hierdie lied sing. In U is vreugde, vrede en vreugde. Staan saam met my. In U is vreugde, vrede en vreugde. Jesus Christus, U is Heer. Ons weet in lyding, U gee bevryding. U bly steeds ons lofsang Heer. U breek die bande van skuld en skande. U wat vergewe, U laat ons lewe. In U is vreugde, halleluja. Ons vrees geen dood meer, U is ons hoop meer. Ons bly behoue en in vertroue sing ons vreugde, halleluja. Heer, U bring vreugde, vrede en vreugde. Ons is nou geen sondaars meer. Ons is oorwinnaars, meer as oorwinnaars, deur die liefde van ons Heer. Niks laat ons bewe, geen dood of lewe, engele kragte of vreemde magte. Ons is oorwinnaars, halleluja. Niks wat ons lei nie, niks kan ons skei nie, skei van U Here, ons sing U Here, U is ons vreugde, halleluja. Staan so en ontvang die seën van die Here. Mag ons in hierdie week wat voorlê, ons rus vind in die drie-enige God. In die naam van God die Vader, sy Seun Jesus Christus, wat vir ons gesterf het aan die kruis en die dood vir ewig oorwin het, en die Heilige Gees, wat ons troos en sterk en bystaan in al ons omstandighede. Amen.